My hart gaan uit vir die boere, dis Die amper. verslag dek onder aanvindings wat dan nou die Dis nou, hoe kan die rondewurms Wel, dit is weer lekker ek wil amper sê met die moederlose boere, maar ek ken boere, ek het vir baie jare self met beeste geboer, was verskriklik lekker geweest, maar nou moet ek eerlik sê, my hart gaan uit vir die boere, dis amper asof die sagte kommoditeite net een pad ken en dit is laer, maar daar's darm een kommoditeit wat stelselmatig so bietjie begin vaskop en dit is die koringprys. Ek kyk hier na die maartkontrak, as ons weer kyk seker in die toekoms gaan ons 10 keer na die Julie kontrak kyk, want die maartkontrak is nie vreeslik ver om uit te loop nie. Maar ons sien hier 'n pragtige konsolidatiebasis die laaste 2 weke en daardie basis lê tussen 5580 en op die hoogtepunt, daardie hoogtepunt van daardie kers is 5735. Nou hierdie kers wat ons nou op maandag gesien het, gee my so 'n bietjie moed. Dit is 'n pragtige naaldekoker kers wat sê hier's kopers wat in laagtepunte nader staan, maar dan moet die prys bo hierdie vlakkie kom want hierdie lyn is op die oomblik 'n weerstandslyn en daardie vlak lê by 3735 en as ons daar kan boontoe breek, wat sien ons dan? Dan sien ons 'n laagtepunt, ons sien 'n hoër laagtepunt en dan bo daai vlak gaan ons praat van 'n hoër hoogte wat onmiddellik sê deur die tendens wil verander, dat dinge wil verbeter en dat dinge wil aan die gang kom na bo, maar daar's 'n paar teikens. Eerste is hierdie venstertjie, julle kan sien daardie venstertjie wat hier plaasgevind het. Hierdie venster lê tussen 5703, kom ek gee daai vlak oor, 5772, daar maak die venster oop op 5772 en die venster gaan sluit by 5779. Ek dink dit gaan ons eerste tipe van 'n weerstand wees, maar ek wil nou vir boere sê, hierdie pryse is so hard geslaan, dat as hierdie prys aan die gang kan kom, kan hy baie maklik teruggaan na 5900, selfs 6000 rand. En die rede is heel eenvoudig. Hierdie watervalformasies het gewoonlik die vermoë wanneer hy uitgewoed is, want onthou wat gebeur in 'n watervalformasie? Almal verkoop en dan op 'n tyd droog die verkopers op, dan begin die kopers inkom, hulle begin om stabiliseer en daarom is hierdie die goue kers en dit beteken bo 5735 kan ons 'n hoër hoogte sien en vir boere wat wil 'n kansie vat, kan hom beslis daarbo koop, maar ek gaan my keerverlies hou op hierdie laagtepunt van hierdie kers en dit lê op 5625 om jou geld te beskerm of jou kapitaal te beskerm. Maar interessant genoeg, 'n boer het nou die dag gesê dis vir hom goedkoper hierdie jaar om kontrakte te koop in plaas van om te plant, want hy kan nie hy kan nie op hierdie vlakke boer teen die prys wat die mark vir hom gee nie. Maar natuurlik, kom ons kyk weer na die rand. Ons het 'n geruime tyd terug na die rand gekyk. Die rand het so effe begine verswak. Ons het hierdie sprong gesien toe die dollar sterker word, maar hier sien ons nou wat ons praat van 'n vlagformasie. Nou 'n vlagformasie het gewoonlik die vermoë dat wanneer die tendens af is en hy werk binne die vlagformasie en hy breek na onder toe, dan gaan hy hierdie tendens na onder weer voortsit. Dan kan die watervalformasie wat ons gesien het in die rand, wat die rand al sterker gemaak het, weer aan die gang kom en daardie vlakkie lê by R15.96. Onder R15.96 kan hierdie vlagformasie in die werking kom, dan kan ons weer terugkom na hierdie plek, na R15.80 en selfs na so 2 weke terug se laagtepunt van R15.64 toe die rand op sy sterkste was. Maar natuurlik, hierdie formasie kan omdraai, want kyk 'n bietjie jou stochasties is hier in die middel, maar dit lyk tog of hy wil begin 'n stoom optel om 'n swakker rand deur te gee. Maar eers bo R16.14 gaan hierdie vlagformasie na boontoe breek en dan kan hy die rand vat na daai vlak van R16.22 en selfs R16.43. Maar ek wil nou net sê dat die sagte kommoditeite is die honde van die mark. Die rand is die kampioen van die mark. So een of ander tyd as die rand so 'n bietjie kan verswak, dan kan die sagte kommoditeite dalk weer 'n bietjie 'n glinster in die oog kry. Nou ja, besoek gerus die webtuiste www.fransdeklerk.com vir meer inligting en ons kuier weer.
gaan vandag gesels oor die internasionale melkplaas vergelykende verslag van 2025. Die studie word jaarliks onderneem in samewerking met die maatskappy International Farm Comparison Network, kortliks daarna verwys as die IFCN, en is deel van die Melk SA se industrie inligtingsprojek. Die projek skakel ook baie goed in by die dieperliggende werk wat ons doen binne die MPO. Dis 'n swabelstert wat hy inskakel mee, en dit help baie vir ons om dan daai werk ook meer dieperliggend te kan doen. Dit is 'n belangrike opname waar die vergelykende maatstawwe ontwikkel word en wat die land se kompeterende vermoë op plaasvlak uitlig. Die 55 lande wat aan die opname deelneem, verteenwoordig meer as 90% van die wêreldproduksie van onverwerkte melk. Die verslag dek onder andere die gemiddelde internasionale plaashekprys vir melk, watter lande is selfvoorsienend rakende melkproduksie, waar in die wêreld word melkplase meer, waar word dit minder, wat is die kuddegroottes in terme van die verskillende lande, en dan laastens ook die koste van melkproduksie per land. Die gemiddelde internasionale melkprys was vir laas jaar was so 43 Amerikaanse sent gewees, dis so R7.14, dis per liter. Die prys was baie volatiel, het begin met onder 40 Amerikaanse sent, hy toe opgeskuif na meer as 50 Amerikaanse sent binne 1 jaar. In terme van selfvoorsienendheid, rakende melkproduksie is Nieu-Seeland die mees selfvoorsienendste land in die wêreld, met Argentinië in 'n sterk tweede plek. Van die 195 lande wat in die wêreld is slegs 27 lande selfvoorsienend in terme van melkproduksie. Op die Afrika vasteland, daar bestaan ons uit 54 lande, is net 4 lande selfvoorsienend, wat uiteraard Suid-Afrika dan nou insluit daarby. Aan die ander kant van die spektrum is China en Japan die lande wat die mees afhanklikste is van suiwel invoere. In Kanada, VSA, Suid-Afrika, China en die meeste lande in die EU, dit is waar melkplase melkboerdery al meer gestaak word, teen 'n tempo van meer as 5% per jaar wat melkplase toemaak in daai lande. Terwyl in Afrika weer, dit is die kontinent waar dis die deel waar die lande die meeste besig is om nuwe melkplase te vestig. As ons kyk na Saudi-Arabië, in terme van kuddegrootte, dis die land wat die grootste kuddes het, dis meer as 8000 koeie per plaas, en dit verteenwoordig die grootste kuddes in die wêreld. Daar's maar net 23 melkplase daar, maar 'n supergroot plase in terme van die hoeveelheid beeste wat daar gedoen word. Suid-Afrika bekleed die tweede plek met meer as 600 koeie per melkplaas en Nieu-Seeland die derde plek met 450 melkbeeste per kudde. Die koste waarteen melk geproduseer word op plaasvlak is 'n baie belangrike drywer van die mate van volhoubaarheid van 'n melkplaas of melkboerdery en die lewensvatbaarheid van daardie boerdery. Nou Suid-Afrika is van die lande in die wêreld waar die melkproduksie teen die laagste koste plaasvind. Daar is 55 lande wat aan die studie deelneem en ons lê onder die top 6 in terme van laagkoste produksie. Dis 'n baie belangrike faktor wat ons kompeterendheid baie sterk uitlig. Daar is nog heel wat ander inligting binne hierdie verslag en ander vergelykings binne hierdie verslag, en die verslag kan aangetref word of kan na gekyk word op Melk SA se webblad. Ons gesels vandag met Dr. Heinz Meisner van Melk SA. Hy is hulle navorsingsbestuurder en hy fokus vandag op 'n spesifieke navorsingsprojek waarmee hulle al talle jare besig is, en dit is sporidesmin vergiftiging van die lewer by melkbeeste. Dr. Meisner, wat presies is sporidesmin vergiftiging? Wat is sporidesmin om mee te begin? Dankie vir die geleentheid, Lisa. Sporidesmin is 'n gifstof wat deur 'n fungus afgeskei word, en die fungus groei op hoofsaaklik raaigras, maar ook ander grasse. En omdat ons weidingsgebaseerde produksiestelsel baie op raaigras konsentreer, is dit 'n groot probleem. En die fungus wat dan nou die sporidesmin vorm, sporidesmin word dan deur die bees ingeneem, deur die gras, en gaan dan van die rumen af deur tot in die lewer en veroorsaak hierdie vergiftiging. Nou sporidesmin vergiftiging staan ook in die algemene
taal bekend as gesigsekseem of facial-eksema. Maar ons het beweeg bietjie weg van daardie benaming suiwer omdat dit is nie net in die gesig wat die probleem is. Trouwens, as jy na ons koeie kyk, die gesig is van die minder dele daarvan. Dit is fotosensitiwiteit wat op die vel plaasvind en jy vind dit dan baie op die rug en op die kante en veral op die eier wat dit dan baie gevoelig opmaak vir ons beeste. So dit in kort is wat nou sporidesmin vergiftiging is. Daar's soveel navorsingsprojekte waarmee jy besig is. Waarom juist die fokus op hierdie een? Ja, sporidesmin vergiftiging is 'n reuse probleem, veral in die Suidoos-Kaap, Tsitsikamma gebied, maar hy gaan ook deur sporadies in KwaZulu-Natal en 'n paar ander plekke. En hy is natuurlik ook nie onbekend by skape en so aan wat op weidings is nie. Trouwens in Nieu-Seeland, met wie ons nou baie nou saamwerk op die probleem, is dit is by hulle eintlik die gevalle van by skaap eintlik baie meer as by melkbeeste, hoofsaaklik omdat hulle skape nou ook op aangeplante weidings het, terwyl ons dit nou nie normaalweg so het nie. So die boere verloor geweldig in terme van sporidesmin vergiftiging. So ons het nou ons is so 4 jaar besig met hierdie projek en daar's goeie vordering en ons het ook met metodiek om dit te bestuur in die interim tot ons die probleem opgelos het. Ja, gesels 'n bietjie met ons daaroor. Ja, die sporidesmin wanneer hy eintlik ontwikkel is wanneer jou fungus, ek gaan nou nie die naam sê, die ingewikkelde naam nie, maar wanneer hy dan spore vorm, en dis hier so teen van Oktober maand, Desember, wanneer die raaigras bietjie begin afgaan en so aan, dan vorm hy spore, en daai spore is waar die produksie van sporidesmin dan nou plaasvind en so aan. So ons het 'n spoortellingsdiens ook, wanneer daai spore begin toeneem in die proses, dan kan ons die boere waarsku. So normaalweg, hulle stuur dan vir ons monsters in, en dan word die spoortelling gedoen. As dit ook boekant 20.000 per gram gaan, dan word die boere gewaarsku en sê, maak alternatiewe planne, gaan uit die raaigrasveiding, gee kuilvoer of so aan, so verdun die effek. En dan anders, as hy nou opbou, hy kan tot 200.000 gram gaan en so aan. Dan is daar ook 'n metode om sinkoksied te doseer, deur die voer of te doseer, teen 'n baie hoë pyl. En sink verbind met die sporidesmin molekule, en stel hom 'n bietjie onskadelik in die proses. So dit is wat ons nou in die interim periode eintlik dan die boere help om die probleem te verlig. Maar ons moet 'n oplossing vind van die besmetting. En dis nog nie daar nie. En dis nog nie daar nie, maar ek sal nou graag eintlik die vordering daarvan Ja, ek wil vir jou vra, want jy sê julle is nou 4 jaar besig daarmee, so wat se vordering was daar? Wat ons nou sterk op konsentreer saam met Fabi van die Universiteit van Pretoria en met 'n internasionale span, is die identifisering en die karakterisering van hierdie fungus. Nou, ek moet die naam nou gee, Pseudopittcomyces is die genusnaam van hierdie fungusse, en is nie net een stam wat ter sprake is nie. Daar's verskillendes. Maar wat ons nou vasgestel het, wat Fabi dan nou saam met die internasionale mense vasgestel het, is dat ons het net een van hierdie spesies wat nou die sporidesmin produseer. So ons het dit nou kon geïsoleer kry, en hy staan nou bekend as Pseudopittcomyces toxicarius wat natuurlik nou vergiftiging aandui. En baie interessant, dis amper dieselfde as wat in Nieu-Seeland en die res van die wêreld is. En nou, dis 'n groot deurbraak
in die sin dat ons kan nou die ander spesies wat op die raaigras groei, en hulle is almal in 'n simbiose met die raaigras, so daar's 'n voordeel ook van hulle in die proses. Kan ons nou so isoleer, en wat dit ons nou in staat stel is om te fokus op hierdie toxicarius, en wat hulle nou geslaag het om te doen met die karakterisering daarvan, die DNA se ontleding daarvan, as ek dit nou so populêr kan stel, as jy nou DNA-ketting het en so aan, dan is daar verskillende areas, wat hulle noem SNP's, wat basies op daai ketting is, en dan 'n spesifieke area wat verantwoordelik is vir die sporodesmon produksie. Dis geïsoleer. Nou kan jy, om dit nou so populêr te stel, jy kan letterlik daai stukkie begin uitsny en vervang met een van die ander spesies wat nie sporodesmon produseer nie, sy stukkie in te bring. Dis die vordering wat ons nou kan maak. Wat dit dan beteken is, as jy dit gedoen het, dan kan 'n mens nou sien tot watter mate het jy met die nuwe werk wat jy gedoen het, of die nuwe, kom ons noem dit maar, nuwe spesies wat jy dan as 'n skep het op hierdie stadium, tot watter mate kan hy 'n kompeterende voordeel hê by die raaigras, en dan die een wat sporodesmon produseer begin uitdruk. Ons kyk ook dan nou na die ander spesies wat dan nou nie sporodesmon is, en sien of daar moontlike kompeterende voordeel is in die proses. Nou, ek dink ons gaan die jaar of volgende jaar behoort ons goeie vordering te maak met die internasionale span ook daarmee saam, om op hierdie aspekte te konsentreer. Want wat 'n mens nie wil doen nie, jy kon gesê het, maar hoekom doen julle nie chemiese beheer en sovoorts nie? Ons wil nie daai pad loop nie, want ons wil volhoubaar aangaan. Dis die een aspek daarvan. So biologiese beheer is wat ons verkieslik dan eintlik wil doen, en onthou ook wat ek net nou gesê het in terme van die fungus self. Daar is nie net nadele van die fungus, daar is 'n simbiotiese verhouding met die raaigras, wat baie positief ook is vir die raaigras in die proses. So dis 'n soort van mikpunte wat ons stel en so aan. So dis 'n proses. Dis 'n proses wat nog sal aangaan, maar ons is baie opgewonde met waar ons nou staan. En julle vennote in hierdie hele navorsingsproses, het jy gesê is Fabi, en dan Melk SA, is daar nog iemand? Wel, Melk SA het die uit van saak befonds dit. Ja. Fabi, Dr. Neriman Yilmaz Versaghi, sy is die hoofnavorser by Fabi. Ons werk dan ook met Beef and Lamb van Nieu-Seeland saam, wat hulle is al meer as 50 jaar met hierdie probleem, en hulle kon nog nooit verder kom nie. En dan het ons, dan is ook iemand in Oostenryk en die Westerdijk Instituut in Nederland, wat almal op hierdie probleem lê, maar die groot deurbraak het mate by Fabi ontstaan, en ons is baie opgewonde daaroor. Ja, ons is saam met julle opgewonde, ons hoop julle kan voortgaan met die goeie werk. Baie dankie vir jou tyd vandag. Dit was Dr. Heinz Meisner van Melk SA, hy is bestuurder van hulle navorsingsprogramme, en hy het vandag met ons gesels oor die projek waarmee hulle besig is, 'n groot projek, 'n aanhoudende proses, en dit behels die sporidesmon vergiftiging van die lewer by melkbeeste. Nematodes hou 'n groot bedreiging in vir aardappelprodusente, en die Landbounavorsingsraad op Potchefstroom soek 'n oplossing. Ons gesels met Dr. Sonja Steenkamp. Sonja, kom ons begin maar daar by die begin. Verduidelik eers vir ons presies, van ons wat nou nie weet nie, wat is 'n nematode? Nematode is een van die grootste diergroepe in die diereryk, en hulle kom letterlik oral voor. Daai warmwaterwens wat hulle so onder die oseaan het by die vulkane, hulle kom selfs daar voor, hulle kan daar oorleef.
En ek dink die beste manier hoe ek dit gaan verduidelik aan die kykers is dat ons almal het al vir ons diere wurmpille ingegee vir wurms en dis nou hoeka die ronde wurms of die neemetode waarvoor ons meestal die pille ingee. En so nou en dan moet die mense, die eienaars van die diere ook maar dit drink, want hulle kry ook daai wurms, maar die waaraan ons vandag belangstel, waarmee ek werk, is word ook alwurms genoem, maar hulle is baie klein. Jy kan hulle nie sonder 'n mikroskoop sien nie. Om jou 'n idee te gee, as jy 'n 10 sent stuk uit jou sak uitvat en jy kyk na die dikte van daai 10 sent stuk, sal jy daai alwurms kan pak as jy hulle kop en stert pak op daai 10 sent stuk, sal jy so 20 tot 30 van hulle op die dikte van daai 10 sent stuk kan inpak. So klein is hulle. So glad nie as jy dit sien, dan beteken dit is definitief nie die alwurms waarna ons kyk nie. Waarom is dit dan so groot probleem vir aardappelproduksie? Die aardappels word onder die grond ingedra en die alwurms waaraan ons belangstel word ook onder in die grond, of hulle bly onder in die grond. So daai knolle word nou juist daar gevorm waar dit nou vir hulle lekker is, waar hulle nou kan ook voed op die knolle. En die probleem daarmee is, as hulle begin voed, dan maak hulle skade en hulle maak sulke knoppe en knoetse. En as iemand nou daai knoppe en knoetse sien, gaan hy nie baie lus wees om daai aardappel te eet nie. En dis nou juist die probleem, as dit dan nou by die mark kom, dan gradeer hulle dit nou af, omdat dit nou so lelik lyk, omdat die mense dit nou nie wil eet nie. En dis veral die ouens wat met die prosesering van die aardappels is, hulle is nogal vol nonsens en hulle sal baie gou so 'n aardappel afgradeer. En die ander probleem ook is dat die alwurms gaan binne in daai aardappelknol in. En as hulle so binne in daai aardappelknol is en die produsent plant dan daai besmette aardappelknol, dan beteken dit hy gaan daai goed oordra na 'n ander land toe. So hulle word dan so ook baie maklik besmet. Die ander probleem daarmee is ook dat hierdie alwurms kan met ander organismes wat siektes veroorsaak, kan hulle 'n siektekompleks vorm. En dit is dan kry jy nou die siektes so sagte vrot en verwelksiekte. Kom dit oral voor? Ek bedoel, ons het soveel verskillende produserende streke. Die probleem met hierdie alwurms is dat hulle 'n wye gassereeks is. Met ander woorde, hulle kan op letterlik alles parasiteer. En die een wat vir ons die belangrikste op die aardappels is knopwortelalwurm en hulle parasiteer letterlik op alles behalwe appels. Dis die enigste ding waarop hulle nie parasiteer. Hulle parasiteer letterlik op al die gewasse wat die produsente plant, as ook op die onkruide wat dan in die lande voorkom. So ongelukkig ja, waar daar ook al geplant word en ook in die natuurlike veld kom hulle dan nou voor. So wat was die doel van julle navorsing en kortliks hoe het julle dit benader? Hier so 2024, en dit was in die tyd wat hierdie projek toe nou ook geloop het Aardappel SA opname gedoen, want hulle wou kyk op wat het die boere die meeste geld spandeer. Hulle nou spesifiek gekyk na gewasbeskerming. En wat hulle daar gevind het was nogal redelik interessant geweest. Omtrent 31% van die besteding wat die produsente gehad het op gewasbeskerming was juis met alwurmdoders. In die fungisiede, dit is nou die plantsiektes, wat die plantsiektes beheer, het so met so kortkop opgevolg by 30%, 27% met die insektisides, en dan verrassend genoeg is dit maar omtrent so 5% vir onkruidbeheer, wat hulle op onkruidbeheer spandeer het, en dat is maar so 2% en so van die biostimulante, bietjies biostimulante, en dan ook van die biologiese funksie, van die biologiese produkte wat hulle ingesit het. Nou as ons nou na dit kyk, dan kan ons nou sien dat die boere baie swaar leen op chemiese beheer vir die alwurms op die aardappels. As jy dit nou bietjie verder afbreek en jy gaan kyk nou net na die alwurmdoders wat hulle waaraan hulle bestee het, dan het hulle so ongeveer so 49% op die aantal hektare wat geplant is nou. Het hulle omtrent so 49% spandeer op oksamal, ek gaan nou net die aktief gee, want hulle staan onder baie name bekend. So 49% op oksamal en dan so 2% op Finamifos. En dan is dit die groot probleem is 29% van hierdie areas berook. Nou in sekere areas is dit wel nodig dat hulle doen berooking voordat hulle plant en dan volg hulle dit op met hierdie alwurmdoders. En as 'n mens na dit kyk, beteken dit hierdie produkte wat ek nou aan julle genoem het, is rooibandprodukte. En al hierdie produkte is of toksies of hulle is hoogs toksies.
En ongelukkig is dit nou so dat dit is baie keer ook 'n groot emosionele ding. Die verbruikers begin druk op die boere toepas omdat hulle so afhanklik is van hierdie chemiese doders. Want hulle wil hê die kos wat hulle eet, wil hulle 'n waarborg hê dit moet veilig wees en dit moet ook met die minimum impak in die omgewing moet dit dan nou kan geproduseer word. En dit het nou veroorsaak dat omtrent 79% van ons produkte op hierdie stadium onder groot druk verkeer, dat hulle dalk van die mark af kan gaan. Maar gelukkig het die maatskappye daarom tot ons redding gekom en daar is daarom so 21% nuwe produkte wat op die mark gekom het, dis nou die blouband produkte. So wat ons nou probeer het met hierdie projek wat ons gedoen het, is om te kyk, wat sou gebeur as ons die beroking heeltemal uithaal, want die beroking is die hoogs toksiese produkte wat veral 'n baie groot probleem veroorsaak. So wat ons gedoen het is, ons het die projek oor 3 jaar gedoen. So ons het net 3 jaar gehad om dit te voltooi en daarom moes ons 2 jaar agter mekaar aartappels plant. Nou in die praktyk gebeur dit nie so nie. Hulle plant elke 4 jaar. So hulle plant nou aartappels en dan oor 4 jaar sal hulle weer aartappels plant. Maar ons moes nou direk 2 jaar na mekaar geplant het. En ek wil net hierby sê, terwyl ek dit nou verduidelik, die maatskappye was regtig almal uit hande gevat om hierdie projek te help om 'n sukses daarvan te maak, om die boere te help. Die chemiese maatskappye, die biologiese maatskappye en selfs een van ons kunsmismaatskappye, hulle het 'n program vir ons uitgewerk om die maksimum voeding vir die plante te gee, sodat daar nou nie 'n probleem kon gekom het, dat dit dalk 'n oorsaak is van die resultate wat ons gekry het nie. So wat ons gedoen het, ons het oor 3 jaar gedoen. Die eerste jaar het ons berook. Ons kon daai toestande wat die boere het, wat hulle noodsaak om hierdie goed so te gebruik, om so op dit te leen, kon ons nou simuleer of ons kon dit naboots in mikroplotte van ons. Wat ons die eerste jaar gedoen het is, ons het berook sodat ons kan presies weet wat ons insit. Ons kan beheer wat ons insit, maar ons kan nie die omgewing beheer nie. So ons het die eerste jaar het ons berook en dan het ons die aartappels geplant en ons het hulle dan nou besmet met hierdie spesifieke alwerm waarna ons gekyk het wat die knopwortel alwerm is. En dan het ons hulle nou behandel met hierdie verskillende produkte wat nou ingesluit het. Ons het 2 ou generasie alwermdoders gehad. Dit is nou die Oxamils en die Finamifosse. Dan het ons 3 nuwe generasie blouband produkte in. Dit is goed soos Fluensilfoon, Reklamil en wat is die ander ene, Fluopiram, wat ons dan nou ook daar ingesit het, en dan het ons nou net vir alternatiewe beheer vir die boere, om dit net ook vir hulle te gee, het ons biologiese middels ingesluit, omtrent so 5 van hulle. Die tweede seisoen het ons nie berook nie, ons het ook nie weer dit besmet, die alwerms weer bygegooi nie, want dit wat nou die aartappels besmet het, is dit wat die vorige seisoen toe nou oorleef het. En die tweede seisoen het ons presies dieselfde produkte weer ingesit, en dan nou verder gekyk daarna. Die derde seisoen het ons 'n dekgewas geplant wat ons self die samestelling daarvan saamgestel het, en al daai gewasse het dan weerstand gehad teen die alwerms. Die derde seisoen het ons nou daai gewas, het ons dit nou geplant. So, gesels met ons oor die resultate. Dit was nogal redelik interessant geweest. Die eerste seisoen het ons het natuurlik weer bietjie besmet, maar ons kon by al die chemiese produkte kon ons bemarkbare aartappels afhaal. As ons kyk na die getalle, die ou generasie alwermdoders, die Finamifos en die wat was die ander ene, die Finamifos en die Oxamil, het nogal goeie bemarkbare aartappels gehaal. En die goeie nuus hierso is, die nuwe generasie alwermdoders kon ook bemarkbare aartappels, hulle het baie goed vergelyk met die ou generasie alwermdoders, en ons kon van almal van hulle, kon ons bemarkbare aartappels afgehaal het. Wat die biologiese produkte betref, hulle het nie so goed gedoen nie, maar dit is te verstaane, want die biologiese produkte bestaan gewoonlik uit lewende organismes. So daai organismetjies moet eers hulle self vestig in die grond voordat hulle werk kon doen, maar ek moet sê, van daai biologiese produkte het baie goeie potensiaal gewys. Nou die tweede seisoen het ons beginne vasloop, want ons kon daar nie een
bemarkbare aardappelafval nie eers van die chemie af nie. So daai het ons vir die eerste keer begin vasloop. Sonja, om jou af te sluit, 'n paar aanbevelings dan vir ons produsente. Ek weet julle het nog 'n pad om te loop met hierdie navorsing, maar wat probeer jy vandag vir ons produsente sê? Dit is ongelukkig so dat beroking wel nodig is, veral in hierdie warm, sanderige areas. As hulle nie berook nie, dan neem die alwurms oor. En wat hier gebeur is, die knopwortelaalwurm is baie gevoelig vir temperatuur. En as die temperatuur nou mooi is, dan kan hulle lewensloop in net 21 dae kan hulle dan nou hulle lewensloop voltooi in hierdie sanderige gebiede. Nou die probleem met alwurms is, hoe vroeër die alwurm die aardappel gaan aanval in sy lewensiklus, hoe groter word die probleem. Nou as dit so lekker warm is en so dan broei hulle lekker vroeg uit en hulle kan dan die aardappels aanval. Nou as jy nie berook nie, wat hulle die alwurms dan nou uitklop nie, met die gewone alwurmdoders kan dit dan nou nie werk nie, want hulle kry dit nie reg om daai hoë getalle wat dan nou uitbroei, dan nou onder beheer te kry nie. So ongelukkig is beroking dan nou wel nodig. As die aardappels dan nou so vroeg in hulle groeisiklus dan nou besmet word met die alwurms wat dan nou oor is, as jy nou nie berook nie, dan beteken dit, daai alwurms word al hoe meer en meer, hulle maak meer generasies in die seisoen, en later van tyd is die gewone alwurmdoders wat ons het, wat nie beroking nie, die gewone sintetiese alwurmdoders wat ons het, is dan aan die ou einde nie genoeg om daai alwurmgetalle dan nou onder beheer te kry nie. So ongelukkig is dit nodig vir ons om nog steeds, veral in die warm, sanderige gebiede wat besproeiing het, om dan nou ongelukkig, moet ons dan nou nog daarso berook. Sonja, baie dankie, maar julle gaan nog steeds aan met die navorsing, neem ek aan, is ek reg? Ja, ons gaan nog steeds aan daarmee. Ja, baie dankie vir jou tyd, Dr. Sonja Steenkamp van die Landbou Navorsingsraad daar op Potchefstroom, wat vandag met ons gesels het oor hulle navorsing, en dit gaan alles oor nematodes wat 'n groot bedreiging inhou vir ons aardappelprodusente. The Feedlot Challenge we use in the 5th year to show students how intensive feeding is done, and this we also use to get them exposure to cattle. We give them exposure to identify diseases, we give them exposure to do a processing program, which means they need to rely on information that they got in previous years. So now they need to apply that. Furthermore, they get hands-on experience with the cattle. As we can hear in the background, they're busy processing, and that's what we're doing today. The processing program is something that they have designed and developed, and it's been overseen by myself. After today's processing, the students will start feeding the animals. Part of today's challenge as well is that they formulate, and they're going to formulate rations which support the production profile of their groups. They have identified different production profiles. The animals that come here were divided into different production profiles. They have identified them. They bought them according to their value. Now they need to support that with the ration that they're going to design. So we call that precision feeding. After today, they're going to feed those animals in according to that precision feeding protocol, and hopefully have a lot of gains and little diseases.
my naam is Clarissa van Zyl. Ek is die groepkoördineerder van groep 5 en ons is Prime Rebellion. En ons idee agter die naam is dat ons nie die groep gaan volg nie. Ons gaan nie die herd volg soos mense dit in Engels kan sê nie. Ons gaan die rebelle wees van die jaar. Ek dink my verwagting net van die jaar is vir die feedlot is net om te leer. Ek is honger vir produksiediere, so ek wil regtig graag leer en sodat ek dalk uit kan gaan en 'n goeie produksieveearts eendag kan wees. En ja, net om pret te hê, saam met 'n groep te werk, te leer om saam met verskillende mense in 'n groep te werk. En om op die ou ende te sien wie die kompetisie wen. Ons almal het so 'n bietjie van 'n competitive side aan ons. I'm Matt. I'm one of the feedlot coordinators for this year's OP Feedlot Challenge. So I'm the leader of the Moolah Makers, and what are we expecting for this year's feedlot? Firstly, a lot of hard work. Secondly, a lot of fun. And a big thank you to all of our fantastic sponsors for helping make this possible today. Our mantra as the Moolah Makers are basically work hard and produce good beef. We hope we can do that. We've got fantastic cattle, we've got a fantastic team. And we really hope that at the end of the day we'll be one of the top groups and one of the groups that had the most fun. So we look forward to keeping you guys updated with what we're up to, and thank you very much for all of your guys' support. Cheers. Thank you. Hi, I'm Holly. I'm representing Grains and Gains. We are so excited for this feedlot challenge. We are looking forward to all the group work, the late night discussions and all the feed formulations. Hi, I'm Sybil. I'm the coordinator of Group 8 and we are the stakeholders. What are we excited for the Feedlot Challenge? Well, I'm very curious to see how our group is going to perform in terms of production potential, since we've got the poorest growth production potential. I'm very excited to see how the team gets together and work as a team and operate as one machine. And yeah, I'm just overall very excited to see the outcome of this whole challenge. I'm Karoon. I'm presenting Group 4, Grey's Anatomy. We bought our cattle this morning and we are very satisfied with what we bought. We got a 2+, and our expectations for this feedlot is to enjoy it as much as possible, to get our cattle to put on as much muscle as possible, and maybe try to win, being consistent. Hallo, my naam is Willof Jordaan. Ek is die koördineerder vir groep 7. Ons staan bekend as die Beef Box. Ons sien uit vir die hele proses. Vanoggend het ons nou ons bids ingesit in die tender proses. Ons is baie gelukkig met die besluit wat ons gemaak het. Ons sal sien prys, sal ons maar sien hoe dit val vir ons vorentoe, maar baie geluk met die lot wat ons gekry het. Mooi afgeronde beeste met baie potensiaal. So ons is Beefbox, so ons hele tema is gebaseer op die Springbokke. So jy kan sien Beefbox, Springboks. Gaan kyk en follow ons asseblief op @Beefbox op Instagram. Ons gaan ons hele span aan julle introduce. Alles wat ons doen is Springbok georiënteerd, soos jy kan sien Springbok Rugby, trots van Suid-Afrika en ons beeste is ons trots. So ons hoop om die Springbokke trots te maak en be on the lookout. Ons het ons bomb squad, ons het vir FAF, everybody you need to know. My naam is Kylen. Ek is deel van die Bifana ondersupport feedlot groep. En ja, ons is verskriklik opgewonde. Ons is 'n baie goeie groep. Almal is verskriklik entoesiasties en goed is dit en almal dra by hulle saak en Prof Andy doen verskriklik baie vir ons. Ons kan baie dankbaar wees dat ons hierdie kalfies kon kry sonder FMD, sonder Beck and Claw. Dis aaklig wat in die land gebeur. So ons kan verskriklik dankbaar wees dat ons hierdie kalfies kon kry het. En ja, dis awesome, ons is opgewonde. Ons het 'n klomp borgskappe wat saam met ons werk wat ook baie lekker is, lekker nuwe hempies en trui en al daai dinge. Okay, my name is Percival Sokopolo and I'm a 5th year vet science student, group 2 for the feedlot OP Feedlot Challenge. Group name is Raising the Stakes. And yeah, the challenge is very trying to just enforce like team development, and what I learned today is we made a few mistakes in our preparation for the cattle processing, and we missed a couple of stuff that are involved in the management of kettles, new kettles on the school premises. The few challenges that we had was just the nerves, because we came prepared within our group. We made smaller groups with specific roles for the whole processing, who's going to do what procedure.
And yeah, when we got there were like more procedures than we had planned for, so we had to adjust. So the first cattle that we had to process was longer than we expected, which was fine. And then from there, everybody just got the gist of it, which yeah, it was smoother from then. Yeah, I think I was able to actually pinpoint some of my team members' strength, and yeah, I'm really looking forward to it. With the cattle selection, we didn't get the best, but we can make it work. It's more of what you're going to feed the animals and what the rest of your protocol is, the approach and everything. So I'm really happy with the mistakes that we've made and how we're going to actually improve on what we went wrong with. Superior genetics makes it possible for Bonsmara to thrive both in feedlots and on the veld. It is a breed that can compete with the best of any feedlot animal. With fantastic feed conversion capability, makes it able to thrive even on veld with low quality grazing. Bonsmara, the breed for all reasons.